glo jy dit vir my geleer? Hy het vir my gesê ons mense moet ongemaklik na by mekaar dat hulle lyk dit reg. Ek kan nog, dit is nog nie ongemaklik vir my nie. Wil jy nader? Nee, ons het die prentjie is nou mooi. Nou toe jy is vir my 'n baie gewaardeerde gas. Weet jy wat ek bewus geword van wat jy eintlik doen is toe daai program op my eis op die televisie was. Ja? Toe sien ek maar jy is dan nou die een wat hierdie man afrig. Vir Niels van Jaarsveld. Toe besef ek nie jy's 'n gerekende lewensafrigter en begeleier en wat ook al. Maar ja, ons kom uit dieselfde kraal as dit by kerk kom. Ons kom uit dieselfde kraal uit en daar is soveel ooreenkomste. Die eerste keer wat ek jou ontmoet het, het ek jou geïnterview. En nou interview jy my. Ja. Maar ek het lank voor dit, het ek al van jou gehoor. Ek het 'n baie goeie vriend wat vir my vertel het van hierdie pastoor. En jy weet, die agtergrond waaruit ons kom is baie eng en dit was vir my te bekramp, te beknop. So ek het heeltemal daar uitgebreek. Toe ek nou hoor van hierdie pastoor, toe dink ek weet nou nie of ons dieselfde taal praat nie. En hoe meer hierdie vriend van my vir my vertel het, hoe meer het ek gedink, dit is my interessant. Dit is my interessant dat daar mense in die kerk is wat begin weier dink, wat nie so eng en constricted dink, soos wat ek geleer is te doen nie. Dis nie, weet, wat ons geleer het, wat ons geleer is en hoe ons grootgemaak is nie noodwendig die waarheid nie. Dit was die programmering waarop ons ouers gegaan het. En ons herhaal net daai patrone, behalwe wanneer daar iets in jou lewe gebeur. Soos Paulus op die Damaskuspad, wat vir jou sê, hierdie prentjie wat jy het, gooi hom uit. Hier's jou prentjie. Yes. Nou hoor jy, so nou gaan ons lostrek, want nou wil ek hoor jou prentjie, hoe het hy ontwikkel. Vertel net bietjie vir ons, waar het hy begin en hoe die pad geloop met daai ontwikkeling. Wel Philip, vandat ek baie klein was ek bewus van die dood. Jy weet, die meeste mense raak eers later in hulle lewe bewus van die dood en hulle wil nie oor die dood praat nie. Maar my eerste herinnering is as 'n klein dogtertjie, ek was nog eers 2 nie, langs 'n graf en ons het blommetjies daarin gegooi, geel blommetjies, en ek wou in die graf inspring, want dit was my mamma. My tannie hulle, my paale, almal het vir my gesê my mamma is by Liewe Jesus. So ek wou baie graag doodgaan en na Liewe Jesus toe gaan, sodat ek na my ma toe kan gaan. So dit is waar my soeke na spirit, God begin het. En dit het nooit opgehou nie. Dis jou eerste gedagtes oor 'n God? My eerste gedagtes oor die lewe was, ek wil doodgaan, ek wil na my ma toe gaan. En daarna was hierdie soeke na God en 'n totale fokus die hele tyd op spirit, op ons siele. En vir baie lank het ek hierdie liggaam van my beskryf as 'n flesh dress. 'n vleisrok. En toe eendag toe kom 'n aanhaling van Einstein en hierdie aanhaling is vir my een van die mooiste goed wat ek nog ooit gehoor het. Elke keer wanneer ek dit hoor, elke keer wanneer ek dit lees, kry ek hoendervleis en ek gaan hom nou uit my kop uit probeer opsê. Einstein het gesê, "We are slowed down sound and light waves. Walking bundles of frequencies tuned into the cosmos. We are souls dressed up in sacred biochemical garments. Wow, sacred, beautiful. And our bodies are the instruments through
through which our souls play their music. En daar het ek vir die eerste keer besef, dat hierdie is nie net 'n vleisrok nie. Nee. Dis nie net iets wat jy eendag gaan los nie. Dit is jou instrument, dit is 'n heilige biochemiese gewaad. Wow. Dis mos maar wat 'n garment is, nou is 'n gewaad. En dit is my so fascinerend dat ons as mense nou eers begin besef hoe wonderlik hierdie goed is. Ja. Ons het hulle nog altyd net vanselfsprekend aanvaar. Ja. En die neurowetenskap begin nou vir ons wys dat ons dink met ons hele lyf. Ons dink nie net met ons kop nie. Ons dink met ons hart. En ons dink met ons gut. En elkeen van hierdie 3 intelligensiesentrums het sy eie werk. Ons kop se werk is om inligting in te neem, dit te sorteer, oordeel te vel oor waar daardie inligting in ons lewe gaan inpas en dit dan te stoor. Ons hart se werk is om bande te vorm, om emosies te voel en met ander mense te connect. En ons gut se werk is om ons identiteit te stoot. Dit is om ons te beskerm, self-preservation, en dan mobility, om vorentoe te beweeg. En dit sit in ons gut. So as jy byvoorbeeld 'n doelwit het, en jou hart en jou kop sê, perfect, let's go for it. As jou gut nie ingekoop het nie, dan gaan jy nie vorentoe beweeg nie. En al 3 hierdie intelligensiesentrums moet in balans wees. Hulle moet opgelyn wees. My beste vriendin is 'n moslim. En sy het my geleer van die konsep om in tawhid te wees. Ja? En to be in tawhid is om in alignment te wees, om in belyning te wees. En voordat ek die veelvuldige brein-integrasie teorie geleer het, het ek gedink, dis jou kop en jou hart moet in belyning wees. Maar jou gut moet ook wees. So, dis maar een van die honderde, duisende maniere waarop hierdie sacred biochemical garment ons dien om vir ons te wys en sodat ons kan beleef, want dit is een van die redes wat ek glo hoekom ons hier is om ervarings te hê, om te beleef, om die lewe te beleef. Ek het altyd gedink die grootste rede hoekom ons hier is om te leer. En dit is verseker 'n rede. Ek meen ons leer elke dag en daar's 2 maniere wat ons kan leer. Ons kan deur pyn en vrees leer wat eintlik maar die default setting is. Of ons kan deur liefde leer, maar liefde praat saggies. Hy fluister so in jou oor en as jy nie luister nie, dan gaan pyn en veer kom en vir jou klap, want leer gaan jy leer. Dan dink ek is ons hier om God te dien. En die manier hoe ons God dien is deur mekaar te dien. God is nie hierdie idee van 'n man in die lig wat jou die hele dag sit en dophou en oordeel alles wat jy doen. Dit is nie my prentjie van God nie. Weet ons almal skep vir ons 'n prentjie van hoe ons dink God lyk. My prentjie is nie 'n man wat my die hele dag sit en oordeel nie. Maar hoe ook al ons God sien, dien, is deur mekaar te sê. En wat ek weet, Jesus het al hierdie goed gesê. Jesus was 'n metafisiese teacher. Alles wat hy sê, kan mens terugtrek na die metafisika toe en dit te gaan meet. Want dit is wat Jesus gedoen het. Hy het vir ons geleer goed wat ons nou eers ontdek. Hoe het jou beeld van God verander van kinderjare af? Wat het gemaak dat dit verander het? Het dit spontaan gebeur? Gebeur so iets ooit spontaan, Philip. My eerste prentjie was regtig
een van vrees. My stiefma het vir my vertel, daar's 'n spesiale plek in die hel waar die duiwel getorture word. En as ek so aanhou, ek was 4 jaar oud, as ek so aanhou, dan gaan ek na daai plek toe gaan. So vrees was 'n groot deel en ek dink dit is 'n groot deel van baie mense se opstand teen geloof. Is daai vreeskomponent, vrees en beheer. So ek het vir baie lank gedink, God se man in die hemel, wat die hele tyd sit en kyk wat ek verkeerd doen, en boekhou van die kwaad. En toe eendag toe besef ek, maar dis eintlik Kersvader. Kersvader sit wherever, en kyk of ons soet is of stout is. So ek het 'n boek gelees, wat vir my 'n ander prentjie geskep het van Jesus. Jy weet, ek is geleer as 'n kind dat Jesus is God en hy is deel van 'n drie-enige God. Maar Jesus is God. Dit het nooit 100% by my geklik nie, maar toe eendag, dit was in my vroeë 20's, toe lees ek 'n boek wat hierdie idee vir my heeltemal by die venster uitgegooi het, en ek het die hele idee van Christendom by die venster uitgegooi. Ek het eendag vir iemand gesê, en ek het gedink ek's baie snaaks, ek hoop nie ek offend mense nie, maar ek het eendag vir iemand gesê, ek het die babatjie Jesus met die badwater uitgegooi. Ek hoor want dit het nie langer vir my gevoel soos my waarheid. Ja. Jy weet, en nou dat ek meer weet van hoe die lyf werk, ons voel die waarheid hier in ons kar. Ja. En daai boek het vir my gevoel soos my waarheid. En toe het ek vir God 'n gedig geskryf en gesê, ek weet nie hoe jy lyk nie, maar ek weet dat jy daar is. Lei my om, en nou voel ek verkeerd om te sê jou, lei my om u persoonlik te leer ken. Lei my na 'n plek waar ek kan voel, ek het nie toegeweet van die 3 breine nie, en kan voel dat dit is my waarheid. En die lewe het kronkelpaaie geloop, jong. Soos wat dit doen. Ja. Ek het verskriklik wyd gelees en ander gelowe bestudeer. Nie in diepte nie, met ons programmering word ons 'n spesifieke geloof geprogrammeer. Ja. En vir my om daai programmering oor te geskryf het baie meer tyd gevat as wat ek gehad het om te spandeer aan ander gelowe. Yes. Maar ek het tot die slotsom gekom dat alle gelowe in hulle kern sê presies dieselfde. God is liefde. Wees lief vir ander soos jouself. So God is liefde. En dit is vir my 'n onomwonde waarheid. Ja. God is liefde. Ja. So wanneer ons praat van liefde, dan praat ons van God. Ons moet mekaar lief hê. Maar dit weet ons al vandat ons klein is. Maar dan luister ons nie verder nie. Ja. Ons moet onsself lief hê. En deel van daai self lief hê is om hierdie, en ek so mal oor moet sê dat ek klomp keer gaan ingooi, is om hierdie sacred biochemical garment te eer. Ja. Te eer. Nie met ego nie. Ja. Met regte, opregte liefde en waardering. En natuurlik dankbaarheid. Toe my ouma oorlede is, toe was sy 93.
toe het ek haar begrafnisdiens gedoen. Sjoe. En ek kon oor niks anders praat as oor my ouma se lewensfilosofie wat gesê het, jy moet skraal lê op die lewensbedjie en jou arm styf teen jou lyf hou. En sy het eendag toe ek op universiteit was, ek het by hulle gebly, het sy vir my gesê, Flip, 'n minderwaardigheidskompleks is 'n verskriklike ding. En sy was ten spyte van die feit dat sy baie goed gekwalifiseerd was en 'n wonderlike beroepsvrou was, het sy gesukkel met 'n selfbeeld en om haarself lief te hê. En daai dag, toe sê ek met haar begrafnisdiens, en ek sal nooit vergeet nie, my een klein neef het so gesit en huil. En ek dink hy kon identifiseer. Toe sê ek, liefde is nie soos ek hou van, dat hy in grade uitgedeel word nie. As liefde 'n kwaliteit is, dis die essensie van ons wese. En dit het nie minder of meer van homself nie. Ja. As jy in daai liefde is, dan spat hy in alle rigtings uit jou wese uit elke dag en hy tref alles en almal eweveel. Jy kan nie selfliefde skei van lief vir enige iets anders nie. En ek wil net vir 'n oomblik terugkom na iets wat my baie sterk opval in ons gesprek. Is jy wat sê jou liggaamskonsep het verander. En Einstein se aanhaling illustreer dit baie goed. Was dit vir jou ook so dat as 'n jong mens in die kerk dat jy die liggaam as minderwaardig, want ek weet nou jy wou graag uit jou liggaam uit wat jy wil by jou ma wees, nê? Nee. Jy wou doodgaan, so daai verstaan ek as ek na jou luister. Maar was daar ook by jou 'n ding van, hierdie is 'n minderwaardige storie? O ja. En alles wat hiermee te doen het is amper verkeerd en nie die moeite werd nie. Verkeerd. Dit is verkeerd, dit is sondig. Natuurlik die hele ding oor seks en seksualiteit kom daarbey in. Maar veral vrouens word gesosialiseer dat ons is van minder waarde. En so natuurlik, as 'n Afrikaner vrou is ek so geprogrammeer en gesosialiseer. My lyf is nie goed genoeg nie. Ek moet 'n sekere grootte wees. Ek moet op 'n spesifieke manier lyk. Al daai programmering, al daai nonsens stories het so in my siege neerslag gevind. Die ek is nie goed genoeg nie. Dat dit my fisies siek gemaak het. Nie toe nie, want dit is, weet, wat baie dikwels gebeur is negatiewe stories en negatiewe energie gaan sit in jou lyf en wanneer dit genoeg opgebou het, dan word jy siek. So ek het myself siek gedink. Nie as prins nie. Ek het nie van beter geweet nie. Maar ek is gesosialiseer met my lyf is nie goed genoeg nie. Nog 'n baie vroeë herinnering wat ek het, is van my ma se ma, my maternal ouma, wat langs my staan, ek staan op 'n skaal, en my ouma huil haar oë uit. Nou ek kan nie vir jou in woorde sê wat die storie is wat ek daaruit geneem het nie. Maar in terugskouing het dit vir my half sin gemaak dat die storie wat ek vir myself begin vertel het, is my lyf is nie goed genoeg nie. En ek het baie jare later het ek eers uitgevind dat die rede hoekom my ouma so gehuil het, was dat my stiefma wat my geweldig baie lesse geleer het en my gevorm het, sy het my geslyp. Maar my stiefma het vir my ouma gesê, Liesel weeg nou soveel kilogram. As sy 1 kilogram meer weeg as sy terugkom, sien jy haar nooit weer nie. Nou my ouma se liefdestaal was voer. My ouma het my so bederf en veral met lekker smake en met kos. En daar's sekere kosse wat nou nog, as ek hulle eet, dan is ek kleindogtertjie in my ouma se kombuis. So my ouma het my bederf.
En dan die laaste week wat ek by hulle gekuier het, mag ek nie eens 'n sweetie gekry het nie. Ag, nee. Ek mag niks gekry want my ouma was so bekommerd. Sy was so bang dat sy my nooit weer gaan sien nie. Ai. So, ag en weet jy, ja, daar's baie goed wat mens na die tyd kan kritiseer, maar my stefma se intensie was dat ek gesond moet bly. Hierdie ouma van my was 'n diabetes. O, okay. En my stefma was baie bang dat ek gaan vet wees en 'n diabetes word. Ja. Dit was haar intensie. Ja, maar die boodskap wat jy internaliseer. Boodskap wat ek gekry het is my lyf is nie goed genoeg nie. My lyf maak my ouma hartseer. Ek moet beter wees. So dit was die prentjie van my lyf is nie goed genoeg nie, moet beter wees. Nou is dit vir my regtig die instrument waardeur my siel dit self kan uitdruk. Want die siel het nie 'n geslag nie. En een van die lesse wat ek tans besig is om te leer oor 'n vroulike vorm is ons weet alles is energie. Ons weet daar is manlike energie en vroulike energie. Een van die vroulike energieë is om ontvanklik te wees, receptief. Ek het nog altyd in 'n manlike energie my lewe gelei van doen. Dit is my groot aanpassing om ontvanklik te wees, om stil te sit en te wag. Wag is nie my sterkpunt nie. Is dit so? Maar dit is deel van die vroulike energie en jy het net nou iets gesê wat my laat dink het daai dualiteit. Dualiteit in hierdie lewe bestaan sodat ons kan waardering hê. Jy kan net gesondheid waardeer as jy eers siek was. Jy kan net sukses waardeer as jy al misluk het. So dualiteit, alles saam. Elke konsep met albei sy pole saam. Dit is waar God is. En God is ook, ek wil sê, fractal. Is dit die regte woord? Want God is massief groot en dit is hoe ons geleer is. Ons klein is massive en oral, maar God is ook kleiner as 'n kiem. Big and small, everything, everywhere, all at once. Mooi gesê. Jette. Sê gou vir my. Toe ontwikkel daar ander liggaamsbeeld, maar nou dit val toe ook saam met die vroulikheid. En die vroulikheid is natuurlik 'n bitter interessante onderwerp vir my. Een van my goeie vriendinne, Ronel van Sail, is besig met haar meestersgraad hier by Tikkies in gender studies, maar dit gaan oor gender perspektiewe in die eerste 100 jaar na Jesus. Hoe het die mensdom toe oor veral vrou wees gedink? Ja, en dit is fascinerend maar skrikwekkend. Ek het glad nie dit gestudeer nie, maar as ek moet raai, was dit minder as. Baie erg. Ja, dit is skrikwekkend. En ek dink, en ek weet nie of jy saam met my stem nie, ek glo, omdat ons die agterkleinkinders is van daai mense, in terme van daai ideologieë en godsdienst en so, sit ons vandag nog, mans en vroue, met 'n sediment, dit wat afgesak het en nog steeds onder lê in die bottel van ons brein, sit ons met daai sediment oor vroue en oor mans. En vandaar hierdie, dink ek, 'n spel wat nie altyd so gesond is nie. Ek dink jy is heeltemal reg. Daar's in die een metodiek wat ek gebruik in my coaching, praat ons van genealogical beliefs. En dit word die studie van epigenetics wat
weer 'n keer wys hoe wonderlik hierdie lywe van ons is, wys dat houdings en beliefs word oorgedra van geslag tot geslag. So daai minder as kom al vir baie jare. Kom dit en ons het dit geërf. Dis nie te sê ons kan dit nie herskryf nie. Dis hy. Ek meen Philip, ek en jy is albei Afrikaners. En Afrikaners was tot 'n groot mate geïndoktrineer om te glo dat hulle is beter as ander mense op grond van hoe hulle lyk. Genade. Ons het dit geërf. Dis 'n feit. Ek is nie 'n rasis nie. Maar ek kry partykeer gedagtes wat ek dink goeie genigtig. Ek gaan nie hierdie gedagte in my kop toelaat nie en dan moet ek hom uitskop. Dis reg. En dit is die belangrike ding. Ja. Daai eerste plek bewustheid van wat ek dink. Ja. En dan die dissipline om daai bewustheid om te skakel in 'n ander gedrag. Yes. So ons het 'n klomp nonsens geërf. Ons het ook 'n klomp wonderlike goed geërf. Ja, ons het. Jy weet, een van die tendense in coaching en metafisika is om die hele tyd klem te lê op die negatiewe goed wat ons geërf en geleer en mee geprogrammeer is. Maar baie meer as dit is die positiewe goed. Ons is regtig die beste van die skepping. Ja. En terselfdertyd, en dit kom terug na daai dualiteit, is ons ook die slegste. Ja. En om daai alles saam te integreer, dit is vir my een van die grootste redes hoekom ons hier is. Om te integreer. So. Ja. Hoe daai integrasie in jou plaasgevind? Is dit 'n proses wat jy maklik kan weergee in woorde? Of is woorde te min om dit te beskryf? Ek dink daar is baie goed wat ons nie kan sê nie, omdat daar nie woorde voor is nie. Martha Beck, een van my groot leermeesters, praat van die state of wordlessness, waar daar nie woorde is nie. So baie van hierdie transformasie het gebeur in daai spasie waar daar nie woorde is nie. Maar van dit kan ek in woorde beskryf en dit is deel van my missie. So ons kom in, wanneer 'n babietjie gebore word daai babietjie gebore met sy genetika. Jy weet, in die nature versus nurture debate gaan mos nou al donkie jare aan. As jy 'n rekenaar koop of 'n nuwe selfoon kry, dan kom daai rekenaar of selfoon gepreprogrammeer met sekere programme sodat jy ander programme op dit kan laai. En dit is ons genetika. Daai babietjie kom pre-programmed met sekere programme en epigenetics is deel daarvan. Dan as jy 'n foon of 'n rekenaar gaan laai, doen jy dit met voorbedagte rade. Jy gaan besluit, sê net maar jy is 'n grafiese ontwerper, jy gaan hierdie graphics pakket oplaai en hierdie pakket en hierdie pakket. Terwyl as jy 'n boekhouer is, het jy geen rede, behalwe as dit jou stokperdjie is, maar jy sal nie sommer 'n grafiese pakket gaan laai nie. Maar wanneer 'n babietjie geprogrammeer word deur sy of haar ouers, deur die samelewing, deur die kerk, deur die skool, gebeur dit per ongeluk. Ons herhaal ons programmering, ons repliseer dit sonder enige
bewustheid of intensie. Ja. Of bevraagteken. Ja, ons dink nie eers daaroor nie. Ja. Jy weet, daar's sekere goed wat absoluut sin maak. Jy moet vir 'n klein kindjie leer, hy kan nie sy vinger in 'n muurprop druk. Daar sy. Ja, dit is it's not negotiable. Ja. Maar hoe jy dit vir daai klein kindjie leer, daaroor kan ons debatteer. Daar sy. So ek het 'n groot probleem met lyfstraf, met kinders slaan. As jy my kwaad maak, gaan ek jou nie slaan nie. Maar as 'n kind sy of haar ouers kwaad maak, dan mag hulle die kind slaan. Dit is vir my 'n probleem. So daai programmering. Ek het 'n fantastiese teacher. Om te sê onderwyser dis nie dieselfde ding nie. Hy's 'n teacher. In Suid-Afrika ontdek wat 'n stelsel uitgewerk het. Ja. Waarmee jy in jou onderbewuste kan ingaan en jou programmering gaan herskryf. Ja. Daai man, sy naam is Burke Esterhuise. Ja. Hy was 'n tamatieboer. En vandag is hy die eienaar en opleier van die Transformation Coaching Academy. Nou wat Burke gedoen het, is hy het NLP gevat, neurolinguistiese programmering, en hy het dit op steroids gaan sit. Want NLP dit werk met jou onderbewuste. Dit gaan in jou onderbewuste in en gaan maak veranderinge aan jou programmering. Maar wat Burke gedoen het, is hy het 'n program saamgestel wat in daai onderbewuste indelf en die prentjie wat jy van jouself het verander na hoe jy ek wil sê hoe jy jouself wil sien, maar eintlik is dit na hoe God jou sien. En saam met dit al daai negatiewe en limiting beliefs wat ons het, kan jy gaan herprogrammeer. Negatiewe dinge wat in jou lewe gebeur het, soos ons almal, dis die storie van die mens, ons almal kry pak sla iewers. Ja. Ons almal leer deur pyn en veer. Maar partykeer los daai pyn en vrees merke in jou siege. Nou met hierdie program gaan jy gaan haal die emosionele lading af van daai insident, sodat wanneer jy terugkyk, jy kan nie die verlede verander nie, jy kan nie die insident verander nie, maar jy kan die emosionele lading daarop gaan afhaal. So byvoorbeeld, as jy in 'n karongeluk was, en elke keer wat jy 'n spesifieke kleur kar sien, gaan jou lyf in daai toestand in waar jy dit in jou lyf kan voel, waar jy visceraal weer daai vrees en angs en styftrekking voel. Jy gaan met hierdie program en jy gaan haal daai emosionele lading uit. Jy kan nie die verlede verander nie. Maar jy kan die emosionele lading daarvan uithaal en dan wanneer jy nie meer daai emosionele reaksie het nie, dan kan jy begin om dit wat met jou gebeur het te reframe. 'n nuwe manier van kyk rondom dit te sien. Ja, ander betekenis regte, Ja. Dis interessant, daai boek wat dit was 'n groot verkoper gewees. Ek dink hy's in 1971 geskryf, I'm okay, you're okay. En ek behaal dit dalk nie 100% reg aan nie, want ek het nou die boek jare gelede gelees. Maar dit kom daarop neer dat hulle mense onder hipnose geplaas het, maar dat hulle ook met 'n koperstafie aan die korteks geraak het. En dan wat gebeur het, en dis nou in my leuke taal en met my swak onthou daarvan, het hulle hierdie woorde het my getref. Het hulle dit gesê, 'n gebeurtenis word in jou brein ingelok saam met die emosie wat met hom gepaard gegaan het. So wat jy nou sê is eintlik fantasties dat jy daai ding kan oopsluit. En daai emosie daar uitsleep. Die emosie gaan uithaal. En dan trigger dit jou nie meer nie. Jette. Ja. En dit is
emosies word in ons lywe gestoor en enige gebeurtenis wat sterk emosies ontlok, onthou jy baie beter. Dit is hoekom ek kan onthou wat gebeur het voor my 2de verjaarsdag, want dit het 'n onuitwisbare indruk op my gemaak. Dit is nie normaal vir 'n kind om die detail te onthou wat ek onthou op daai ouderdom nie. Maar die emosie was so groot dat dit in hierdie lyfie gaan sit het en ek dit kan uit. Maar nou kan jy ook, en weet jy kyk in my oë, jy kan sien ook dat die emosionele lading is nie meer daar nie. Ek het sin gemaak daaruit. En wanneer ons kan sin maak, en ek dink dit was Viktor Frankl wat gesê het, om sin te maak, gee betekenis. Kan jy sy aanhaling onthou? Nee, ek onthou dit nie. Dit is A Man's Search for Meaning. Toe jy vertel het dat jy dit onthou, het ek geweet, hulle sê normaalweg onthou 'n kind nie insidente voor 3 nie. Maar ek het geweet dat jy die totale waarheid praat. Omdat ek ook goed kan onthou van verskriklik klein af. En wat ek gehoor het, hoe sê hulle I stand to be corrected, is dat as mens intense trauma beleef, as 'n kleintjie, dan onthou jy dit. Op 'n ouderdom wat eintlik nog nie normaalweg so 'n geheue verteenwoordig. Trauma, maar ook, en dit is dalk minder algemeen, verskriklike hoë positiewe emosies. Enige hoë lading van emosies, of dit nou positief of negatief is, gaan sit in jou lyf. En wanneer ons dit nou weet, dan kan ons dit begin gebruik deur goed. En dit gaan ook met jou asemhaling saam. So as jy nou weet dat 'n sterk emosie word in my lyf gestoor, dan kan jy 'n sterk emosie soos liefde, dankbaarheid, vreugde, deernis gaan oproep, voel en hou jou asem op vir so lank as wat jy kan. Dan slaan jy dit in jou lyf vas, in jou sacred biochemical garment. Vertel dit weer vir my. Goed. Hierdie is nou interessant. Ek wil hê jy moet dit doen. Gaan herroep. Gaan herroep jou gunsteling persoon. En jou kosbaarste herinnering. Gelyk op. Roep jou, maak toe jou oë. Roep jou kosbaarste herinnering. Waar jy die beste gevoel het wat jy kan onthou. Sien dit, hoor dit, ruik dit, proe dit, voel dit. Nou bring die persoon op vir wie jy die liefste is in die hele wêreld. En sien hoe daai persoon saam met jou na hierdie toneel kyk en sy of haar arm so om jou skouer sit en jou so drukkie gee en sê ek's trots op jou. Daai sensasie in jou lyf. Nou asem in. Hou jou asem. Maak daai sensasie groter en groter en groter. Maak my hele tuin vol met daai sensasie. En hou jou asem totdat jy nie meer kan nie. Sjoe, jy het 'n baie lang asem. Kon nog 'n entjie gaan, maar toe besluit ek ons gaan ons hele program gebruik. Nou daai sensasie, daai positiewe energie. Hoe voel hy vir jou? Dit is amper iets wat ek nie in woorde kan beskryf nie en dit klink nou na 'n klise, maar dit is waar. Ek kan wel vir jou sê dit is 'n gevoel van totale veiligheid. Dis die eerste ding wat nou by my is 'n totale veiligheid en dis oukei. En daai oomblik het amper 'n simbool geword in hierdie oomblikke nou van my hele bestaan.
simboliseer my hele bestaan. Dit is so 'n wonderlike oomblik en alles is daarvan deurspek. En is daar iewers in jou lyf 'n tinteling wanneer jy hierdie sensasie voel? Ek sal moet jok as ek sê ja. Okay. Ek is dalk nie nou liggaamsbewus genoeg nie. Ek weet Wel, nie. dit is een ding, is ons word ook van kleins af gesosialiseer om ons lywe te ignoreer, want as hierdie gut vir jou sê, moenie dit doen nie, dan ignoreer jy dit 9 uit 10 keer. So die bewustheid van die lyf is nogal iets wat ons gesosialiseer is om nie te doen nie. Die rede hoekom ek vra of daar tinteling is 9 uit 10 keer is daar iewers wanneer 'n mens hierdie oefening doen, wanneer jy hierdie herinnering het met die persoon wat vir jou die liefste is daar iewers 'n tinteling. Wow. Nou, as jy dit 3 of 4 keer doen en elke keer jou asem ophou, deur jou asem op te hou, gaan forceer jy dit eintlik half in jou selle. En wat ek nou sê is nie wetenskaplik nie. Ek hoor jou. Maar dit is wat ek al beleef het. Daar's 'n ander manier hoe jy hierdie sensasie in jou lyf in kan programmeer en dit is deur presies dieselfde te doen. Herroep die herinnering, al die sintuie, die persoon wat die liefste vir jou is, voel dit, maak dit groter en dan druk jy op 'n spesifieke punt. Jy kan besluit jy sou knieg, maar jy gaan druk iewers hard. Jy maak vir jouself 'n happiness knoppie. Druk hard. En doen dit 3 of 4 keer. Dan volgende keer, so ons lywe is so slim dat dit hierdie druk assosieer met hierdie sensasie. So wanneer jy dan nou in 'n situasie is waar jy, dit is nou nie jou realiteit sover ek weet nie, maar sê nou maar jy moet vir jou baas gaan vra vir 'n verhoging. En jy voel klein en minder as en soos 'n imposter, dan gaan druk jy jou knoppie. En dan vloed jy jou hele stelsel met hierdie energie en dan stap jy daarin. En ek is seker jou baas gaan vir jou 'n verhoging gee. Ek het een keer en ek vermoed dis dieselfde ding. Ek het een keer op YouTube 'n video gesien waar 'n vrou dit met 'n hele gehoor gedoen het en gesê het assosieer en dan sal ietsie wat jy doen. En dan bring jy daai emosie vir jouself fisies na jou liggaam toe. En dit kom weer 'n keer terug na hoe absoluut intelligent is hierdie lywe van ons. Ons is nie net hier om realiteit soos wat dit is te ervaar nie. Ons is nie net hier om slagoffers te wees van wat met ons gebeur nie. Ons is hier om realiteit te skep. Ons skep ons realiteit. En of jy dit nou wil glo of nie, is irrelevant. Ek het eendag vir my skoonpa gesê, ons het oor iets anders gepraat, maar dis dieselfde beginsel. Hy het vir my gesê, hy glo nie daarin nie. Toe sê ek vir hom, dis soos die wind. Jy hoef nie daarin te glo nie, dit is daar. So, of jy glo dat jy jou realiteit skep of nie, is regtig irrelevant. Jy skep jou realiteit deur jou gedagtes. En dan gedagtes word woorde, woorde word dade. Dade word gewoontes en gewoontes word wie ons is. Ek gaan nou vir jou ietsie vra wat dit gaan rof wees. Ek het in my vorige tweerichtingsgesprek verlede week sinne het ek daaraan geraak met 'n ouetjie wat ek oor die sielkunde mee gepraat het. Ek verstaan dat ek met my gedagtes my ervaring skep, my realiteit skep. Maar dan is daar vir my 'n plek wat buite die spektrum van wat ek kan beheer val. Of kom ek stel dit anders. Daar's 'n plek waar dit vir my so traumaties kan wees dat dit nou nie meer kinderspeletjies is om jou realiteit te verander. Dit gaan nou nie meer oor druk of iets nie. En ek gaan vir jou sê wat, en dis 'n cru voorbeeld.
'n dogtertjie is 2, sy 6, sy's 8, sy's 12, maak nie saak nie. En haar pa molesteer en verkrag haar vir jare op mekaar. Wat doen daai kind om haar realiteit te verander? Want dit is trauma. Die enigste ding waaroor ons beheer het, en dit weet ons, is oor ons gedagtes en onsself. Want daar gebeur regtig verskriklike goed met mense. Presies. En as 'n joernalis was ek 'n ooggetuie van die verskriklike goed wat met mense kan gebeur. Maar jy vra vir my, wat doen hierdie persoon, hierdie siel na die tyd om sin te maak daaruit? En dit is vir die individu om te besluit. Jy kan 'n slagoffer wees van wat met jou gebeur het vir die res van jou lewe. En die meeste van die mensdom lewe in slagofferskap. Ons neem geen verantwoordelikheid vir wat ons skep nie. Of jy kan hierdie verskriklike ding wat met jou gaan gebeur het, jy kan iets sinvol daarin gaan soek en vasklou aan daai sinvolheid. Ek het my swaar het by ons kom bly op 'n baie moeilike tyd in sy lewe. Sy vrou het hulle kind ontvoer en net verdwyn. En dit het tot 'n egskeiding gelei, maar my swaar het by ons kom bly en ek het gesien hoeveel pyn hy het. Ek kon die pyn sien en toe eendag toe raak ek bewus van die verskriklike beauty wat in daai pyn was. So elke ding wat ons sien as sleg in hierdie realiteit, hierdie driedimensionele realiteit met sy dualiteit, het elke negatiewe ding het 'n positiewe ding. Geen konsep bestaan sonder sy polêre teenoorgestelde nie. So dit is vir ons om te besluit, gaan ek vashou aan hierdie verskriklike ding wat met my gebeur het? Of gaan ek die konsep vir myself laat kollaps deur na die ander kant te kyk? En weet jy hoe bly is ek daaroor dat jy 'n integrasie pleeg in hierdie proses? Want daar is mense en mense wat ek ken wat met 'n miskenning werk. In die eerste plek word hierdie liggaam misken. So dan word hierdie ervaring van hierdie dogtertjie is nie meer eintlik 'n werklikheid nie. Jy moet besef dat jy is nie die liggaam nie. Die liggaam is eintlik nie jou identiteit nie. Dis 'n nuance verskil, maar dit bring 'n verskywing waar daar nie erkenning gegee word aan daai ervaring nie. Terwyl wat ek by jou hoor, jou boodskap kom tuis vir elke mens. Want jy sê hierdie liggaam is 'n heilige biochemiese gewaad. Wat met hierdie liggaam gebeur is belangrik. Dis deel van my ervaring hierso. Maar hier gebeur dalk met hierdie liggaam en met my siege of wat ook al gebeur hier iets uiters negatief. En dit gaan 'n proses wees en hier's die ding wat vir my so wonderlik was toe jy dit sê. Ek hoef nie te gaan sit aan die donker kant van hierdie ervaring nie. Dr. Phil het een keer op sy program en ek is nie altyd mal oor hom nie. Maar het hy 'n vrou gehad wat 92 verskillende persoonlikhede afgesplit het. Omdat haar pa haar molesteer het van sy klein was. En daar was so 'n put met slange. En hy het vir haar gesê, as jy vir ma sê, gooi ek jou daarin. En ek kan nie onthou of hy wel vir haar by geleentheid in daai put laat afsak het. Dit onthou ek nou nie, want dit is te lank terug. 20 jaar of so al. Maar ek weet, toe het hy verduidelik hoe dat, as dit so traumaties vir die brein is, dan split jy dit af en split jy dit af en split jy dit af. En dis 'n ding wat my bygebly het. En hy het ook gesê, dis gevaarlik om sommer net al daai persoonlikhede te wil integreer, want sy kan nie al daai onthou absorbeer nie. Dit is te veel.
ek hou van jou model want wat ek in my kop sien is 'n proses waar mens beweeg van daai donker kant van hierdie ervaring, die seerkant van hierdie ervaring en wat vir jou hoop gee. En veral dat jy dit hier doen, maar dat daar ook begeleiding is van ander mense om jou wat vir jou lei na die ligte kant van hierdie ervaring toe. Maar ek moet sê, met dit alles gesê, wil ek nou terugkom en kom echo wat jy sê oor lyfstraf. Kyk, ek het 'n pa gehad wat lief was vir lyfstraf. En hy het nie by 3 houe gestop nie. Hy het sommer geslat, jong. En ek weet dat die uitwerking daarvan op my was glad nie positief nie. Ek het net elke keer gedink, ek hou nie van jou nie. En wat jy nou aan my gedoen het, kan ek nie vat nie. En ek het dit glad nie as iets wat my korrigeer gesien nie. Maar daar gelaat. Wil jy vir ons 'n laaste boodskap gee waar jy dit wat jy geleer het, dalk net saamvat en sê, dis jou boodskap aan mense. Enige iemand wat hier voor jou kom sit en sê, jy het 'n laaste geleentheid om vir my te sê, waaroor gaan die lewe? Hoe gaan jy dit in woorde giet vir daai persoon? Sjoe, so baie goed gaan gelyk deur my brein en in my hart. Maar my gut is stil, is standvastig. Ons is hier om God te dien, deur mekaar te dien. En daar is soveel verskillende metodologieë om ontslae te raak van dit wat nie tot jou voordeel is nie. Dis jou verantwoordelikheid om die stap te neem. Ons almal is verantwoordelik vir ons eie lewe. En daai radikale verantwoordelikheid is waar die pret begin. Want dit is waar ek regtig alles geïntegreer het. Die dag toe ek besef het, ek neem radikaal verantwoordelikheid vir my eie lewe. Nie vir iemand anders nie. Nie vir my kind nie. En dit is vir ma's baie moeilik, want ma's en pa's, maar Martha Beck sê, there's 3 kinds of business in this world. Your business, my business, and God's business. And if it's not my business, I cannot be in it. So 'n ouer het 'n verantwoordelikheid om sy kind te lei en te programmeer na die beste van sy vermoë. Maar daar kom 'n punt waar daai kind dan self die verantwoordelikheid moet neem. Ons is verantwoordelik vir ons eie geluk. En geluk is 'n inside job. En is nie 'n bestemming nie. Dit is 'n reis. Dis 'n reis. Hoor jy, dis mooi. Wat vir my so interessant is, as jy sê van die ma wat nie oor die kind die verantwoordelikheid vir die kind die verantwoordelikheid moet dra nie. Ek lees Dick Schwab se boek Ek is my brein. En hy sê, maar nou vergeet ek, dis 'n hormoon wat jy, as jy 'n vrou dit kan toedien deur 'n pilletjie, blykbaar. Praat bietjie onder korreksie nou, maar dis hoe ek dit nou onthou. Hierdie ma's wat as die kind nou al 50 is, dan lees hy nog in die nag wakker. Jy vir daai ma so 'n bietjie korreksie op daai hormoon bring, kan dan niks erger dink nie. En dan slaap sy heerlik. My kind, jy moet maar jou ding doen. Maar toe jy sê ons moet God dien. Jy weet ons wat ons nou groot geword het, soos groot geword het. Die oomblik as ek hoor jy moet die Here dien, onthou ek hoe het ons gepraat oor mense wat nie kerk toe kom nie. Hulle dien nie eintlik die Here nie. En dis hierdie narcistiese God wat wag dat jy vir hom moet loof en prys en om sy troon moet dans. Wat boos het in jou oordeel? Ja. En wat niks beter het om te doen met dit se tyd nie. Want God in my prentjie van God is nie manlik, is nie vroulik nie.
is net energie. En daai energie van liefde wat ons in ons lywe kan voel. En dit maak jou definisie van God dien vir my so mooi, want dit beteken nie 'n narcis vir wie ek moet hande klap en sing en dans en sê o, jy's groot of so nie. Dit is ek leef my volledige mens wees en menslike doel uit. En dit beteken ook interaksie en dit beteken dat ek daar is vir jou en so, en dis baie mooi. Jy's 'n lieflike mens. Baie dankie, jy ook. Dit is baie lekker om in hierdie mooi tuin van jou met hierdie rooi bottelbehorsels te gepraat het. Dankie Liesel. Dit was lekker. Lekker geweest. Baie dankie dat jy my gevra het. Dis net 'n plesier en ons sal dit weer doen.